Vriend, ek sien jou, die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Seun, ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek sal vir jou die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Wat zijn goeiemôre vrienden, familie, collega's. Ja, lekker om jullie allemaal weer te zien. Ja, nu geseet is ons niet om hier in Vader se woning by mekaar te kan kom sonder dat ons aangeval word of geweerhou word van die kerk af. Weet julle, daar is so baie lande en goeders waar die mense so skelm moet kerk toe gaan, ondergrond, waar die regering hulle nie kan sien en hulle aanval en obviously die pad uitvat nie. Maar tog is daar 'n groot vyand wat mense weerhou om na God se huis toe te gaan. Dit is vir my net so verbasend dat daar waar die mense nie regtig kan kerk toe gaan nie, dat hulle wil gaan. En daar waar hulle regtig kan gaan, wil hulle nie gaan nie. Wat het God so verkeerd gedoen in mense se oë? Dat 'n ou nie eers 'n uur of 'n uur en 'n half of wat ook al kan afstaan aan die Vader in jou besige week nie. Ek meen, God gee vir jou die res van die week. Die hele week. Al wat hy van jou vra, is net om 'n dag, 'n uur of 2 af te staan, om na sy woning toe te kan kom. Want weet julle hoekom is dit belangrik? Sê maar God het daai spesifieke boodskap vir jou daardie dag. Jy mis dit. Jy mis dit. Want jy kom nie kerk toe nie. Jy kom nie om te kom hoor wat het Jesus vir jou te sê nie. Jy kom nie om te hoor dalk wil Jesus jou waarsku nie. Jy kom nie om te hoor dalk wil Jesus jou seën nie. Want die mol is ons aantrekliker. Die golfbaan is ons groener. Die viswaters het ons meer vis in. Dit is eintlik so onregverdig. As 'n mens dink dat ons Here Jesus moes deurgegaan het. Ek meen, hy het sy alles gegee, né? Hy het sy lewe gegee sodat ons kan lewe. Hoe kan ons nie vir hom kom dankie sê nie? My verstand gaan te bowe, maar ja, welkom vriende. Julle is op die regte tyd, op die regte plek. En ek is seker Vader het vir ons elke een 'n woord. Vir ons elke een. Ek is besig om met ons te stap deur die grootste prediker se preek. Alhoewel ek nie weet of ek dit reg kan kry soos hy nie. Maar weet julle, deur die Heilige Gees is alles ons moontlik. As ons niks wat vir hom onmoontlik is nie. So vriende, kom ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings.
Yahweh, Here, ons liefdevolle Vader. My God, baie dankie dat ons hier in U woning kan wees. Dankie dat U ons wakker gemaak het. Dankie dat U ons beskerm het hierdie week. Dankie Here dat ons die moeite kon gedoen het om op te gestaan het om na U woning toe te kan kom. Vader, ek weet U woord hou seëning in. Ek weet, Vader, dit hou ook 'n waarskuwing in. Vader, en beloftes. Here, ek wil U vra dat ons die wêreld nou daar buite los. En ja, Here, laat ons elkeen anders sal uitstap as wat ons hier ingestap het. Vader, laat U woord op vrugbare grond val. Here, maar laat ons nie net sal hoor nie, maar laat ons sal luister. Laat ons dit in ons harte sal bewaar en regtig volgens U woord U gaan verheerlik en gaan lewe. Sodat almal U lig in ons sal sien en U daarvoor sal prys en sal loof. My God, ons loof U, ons prys U, ons dank U. In die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, ek lees vir ons Matteus 5 vanaf vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Vriende, hierdie is so kosbaar. Soos ek sê, ek het dit laasweek ook gesê, as hy nou mooi luister na die saligspreuke van of die bergreuke, anders sê saligheidspreuke. Want hy sê mos, Jesus sê mos daar, salig is die ou, by dit en daai. Gaan julle so sien hoe dit amper met die 10 gebooie in een kom. So luister wanneer Jesus praat, dan sê hy, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Die vriend, laat Jesus al klaar vir ons gesê, ons weet almal hoe het hulle die profete en al die vervolg doodgemaak het. En nie geluister nie, want hulle het mos nie geglo van wat hulle praat. Ek meen, as Jesaja lees, het hy al baie opskrywings gemaak van Jesus wat gaan kom. Maar niemand het geluister nie. Kyk, tot vandag toe nog wag Israel nog steeds vir hulle verlosser. Want ons weet ons Israel glo mos nie in die Nuwe Testament nie. Hulle dink Jesus moet nog kom. Maar hy het klaar gekom. Dit staan dan in die woord. Maar hulle het mos nog nie geglo nie. Maar hoe geseënd is ons nie, dat die Heilige Gees dit vir ons geopenbaar het nie. Sodat ons dit kan glo. Ons dit kan weet. Ons dit kan lees. Want hierdie is mos 'n boek van die waarheid. Dis mos nie leuns hier binne. So, eintlik wanneer ons, ek wil net by daai laaste versie stil staan gou. Eintlik moet ons regtig verheug as die mense ons snaaks aankyk of ons nie meer na partytjies toe genooi word nie of ons nie meer in hierdie geselligheid inkom nie of wat ook al in die wêreld se goeders inkom nie. Dan is ons geseën. Want ons lyk anders, ons ryk anders, ons praat anders. Want we speak Jesus. En die wêreld wil dit nie hoor nie. Hulle wil wêreld skree. Ons skree Jesus. En dan natuurlik, ek weet, dit is seer in jou hart, wanneer jy hoor, Jesus, daar was nou weer 'n lekker partytjie met al jou vriende, al jou kennisse, maar jy's nie genooi nie. Dan sit jy en dink nou, waarvoor is ek nou nie genooi nie? Wat het ek nou verkeerd gedoen? Jy vriende, jy het niks verkeerd gedoen. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Jy het reg gedoen. Dan moet jy eintlik terugsit en sê, Jesus,
Wel, dankie dat ek nie genooi is nie. Want hulle kan u in my sien. Hoe geseënd is ek nie. En as jy so terugsit en dink net, wow, u het ons gewaarsku. U het ons gewaarsku en daar gebeur dit. En vriende, weet jy, wanneer dit met jou gebeur, regtig, sit terug en smile, kry jou grootste Colgate smile wat jy kan kry. Want dan weet jy wat se beloning wag vir jou. Jy weet jy is op die regte pad. Jy weet Jesus is in jou hart. Jy weet hulle kan dit sien. Dis hoekom jy nie genooi word nie. Maar God nooi jou na hom toe. God nooi jou na ander familie toe. Hy maak vir jou ander vriende, ander kennisse wat saam kan loof en prys en verheerlik. Is dit nie die beste vriendekring om in te wees nie? Ek weet nie van julle nie, maar in vandag se wêreld en vandag se tyd, by wie anders se voete wil jy gaan sit? By wie anders wil jy gaan luister, gaan raad vra? As jy die wêreld luister, ons weet want gaan hierdie wêreld op pad. God sê vir ons in Openbaring waant ons hierdie wêreld op pad. Ons weet, ons lees dit. Die Heilige Gees openbaar dit en ons glo dit mos. Ons het al ver gekom. Ons glo mos. En ons weet waant hierdie wêreld op pad is. Maar weet julle vriende, ons weet waant ons op pad is. Ek sê dit baie, onthou net een ding. Daar's twee plekke. Daar's nie halfway house nie. Dis of die hemel of die hel. Choice is yours. Onthou, sê dit weer. Vader is 'n gentleman. Hy sal dit nie op jou afforceer nie. Jou keuse. Jou wil. Dis hoekom hy vir ons eie wil gegee het. Maar ek is so bly ons kies reg. Ons kies om te kom luister wat Jesus wil sê. Ons kies om hom te dien, ons kies om hom te volg, ons kies om hom te eer. Ons kies om nie na by partytjies toe te gaan nie. En wat wil jy daar gemaak het? Dankie dat julle my verwerp. Want my loon is in die hemel. Is dit nie wonderlik nie? Dit laat my sommer weer smile. Dankie dat julle my nie nooi nie. Ek mis niks. Soms dat julle nie mis nie. My vrou het so 'n liedjie. Ek moet eintlik al vra om een of ander tyd te speel wat sy gek is oor wat ons professor op die radio speel, die laaste trein. Maar weet julle, daai woorde is so waar. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Miskien moet jy kyk of jy vir ons kan kry met vrou en dan speel ons hom wanneer ons afsluit. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Jou kaartjie is spytvol. Wil jy hom gaan haal of gaan jy hom daar los dat hy lê? En as daardie trein vertrek, gaan jy agterbly of gaan jy saam? Jou kaartjie is gekoop. Dis verniet. Dan dis dit. Maar weer eens, dit kos van ons om iets te doen. Wat kos dit ons? Staan op en gaan haal die ding. Moenie hom nie daar los iemand anders, dis joune. Dis joune. En daai kaartjie is duurder as daai kar wat daar buite staan. Dit het hom sy lewe gekos. Sy lewe. Verniet. Wat in hierdie wêreld is verniet? Ek glo nie eers meer dit is verniet om asem te haal nie. Want ek dink hulle gaan as hulle jou kom belas jy op suurstof het hulle. Maar ja. Ek wonder hoe gaan hulle dit meet. Vriende, ek het laasweek vir ons afgesluit by Matteus 5 vers 7. Wat gepraat het ons van barmhartigheid. Ek gaan nog verder en ek gaan vir ons Matteus 5 vers 8 behandel. Wat sê salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Vriende, om rein van hart te wees, dan moet jy mos opregte motiewe hê. Jy moenie een ding sê en 'n ander ding bedoel nie. Of jy moenie een ding wil doen uit selfsug nie. Jy moet eerlik wees. Jy moet innerlike integriteit hê. Jou ja moet jou ja wees. Jou nee. Nie ja dalk nie of ja miskien nie. Speak the truth. Jy kan nie 'n dubbel lewe leef nie. Jy kan nie, actually, jy practice what you preach. Preach what you practice. Jy kan nie 'n halwe waarheid vertel en die ander res los nie. Want dan is jy mos nie rein van hart nie.
Jy doen mos nie goed uit selfsugheid nie. Hoorie, so ek sal dit vir jou doen, maar jy moet dit vir my doen. As ek dit vir jou doen, kan jy dit vir my doen. Of wat gaan jy my gee as ek dit doen? Dan is dit ook mos nou nie eers meer barmhartigheid nie. Want ons het ons nou gelees in vers 12. Ons loon wag vir ons in die hemel. Waar anders wil jy loon hê? Sien, wanneer ons suiwer van harte is, wanneer ons hart gesuiwer is, dan kan die mense mos God in ons sien. En dan weet julle, dan is dit nie eers nodig dat ons hoef te sê, o ons beloof nie, of ons het nie eintlik regtig nodig om 'n kontrak te gaan teken om te sê ek sal dit betaal of ek sal dit. Want hulle weet mos ons ja is ons ja. Ons leef eerlik. En soos ek laasweek gesê het, vriende, as jy weet en nie as jy weet nie, jy moet dit eintlik weet. Dat God loop elke dag saam met jou. God is hier teenwoordig, hy's hier. Die engele is ook hier. Want hulle wil hoor of ons die waarheid praat. En as God elke dag by jou stap, saam met jou stap, gaan jy mos nou nie wil skelm wees nie. Want hy gaan jou sien. Hy kyk vir jou. Hy's by jou. En gaan jy mos rein van hart wees. Want ons weet mos, ons wil ons nie ons vader seermaak. Ek meen ons as kinders, wil jy regtig jou maal bedroef maak, hartseer maak? Nee, ons wil nie. En wat van ons hemelse Vader? Hy wat groter en magtiger is. Ons wil ons nie. Ons wil hom regtig. Maar ons God is so genadig. Hy weet ons sal val. Weet jy wanneer ons val is, sal ons dadelik op. Want ons vra vergifnis. Ons los dit, ons draai om en ons gaan aan. Met die wete dat God by ons is. Matteus 5 vers 9 sê, hierdie is vir my ook eintlik so waar, maar ek gaan nou verder daaroor gaan. Ek lees vir ons, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As ons nou kyk na die grootste vredemaker, wat in hierdie boek opgeskryf het, is dit nie Jesus nie? Het hy nie gekom om vrede te maak tussen ons en God nie? Is dit nie sy doel gewees nie? Sodat ons versoen kan word met Vader nie. Weereens, vriende, kyk God se liefde. God het niks verkeerd gedoen nie. Dis ons as mens, ons sondaars, wat verkeerd gedoen het. God het niks verkeerd gedoen. Maar hier kom hy. Wel, hy maak die plan vir ons. Om te versoen met ons. How do you mean? Hoe kry jy dit reg? Hoe verstaan jy dit? Soms dis vir my moeilik om dit te verstaan. Die almagtige God, wat niks verkeerd gedoen het nie. Hy maak 'n plan om te versoen met ons. Is dit nie ons wat die plan moet maak om met hom te versoen nie? Want dit is ons wat aanjaag. Nie hy nie. Kyk hy liefde. Is dit nie 'n God om te volg nie? Is dit nie 'n God om te dien nie? Daar is geen ander God soos ons God nie. Geen. Niks. Nara. Die vyand sal like dat jy dit glo. Maar wie is hy? Dis hy wat aangejaag het. Sodat ons ook aanjaag. Maar ons God het 'n groter plan gehad. Salig is die vredemakers. Is dit nie vir julle lekkerder om saam met iemand te kuier, te gesels, wat die hele dag happy is nie, wat die hele dag positief is nie, wat die hele dag net vrede soek nie? Of wil jy eerder langs iemand sit wat die hele tyd vloek en skree en kyk waar kan hy iemand gaan 'n paar warm klappe gee of iemand in die moeilikheid bring of iemand beroof of daai planne maak? By wie wil jy sit? Waarna wil jy luister? Vat dit vir jouself. Gaan jy by 'n persoon wil gaan kuier wat die heeltyd negatief is, die heeltyd wil geweld hê, die heeltyd net kwaad praat, kwaad wil doen? Ek wil nie. Want dit is mos nou die mens wat jy gaan word, want jy gee mos nou tyd en aandag daaraan. En is dit nie presies hoe die vyand jou potjie nie? Want hierdie ou is nice, hy maak vir ons lekker steaks en al daai goede. Lekker om by hom te kuier. Maar hy leef in die wêreld. Weet julle wat se feesmaal wag vir ons? Lekkerder as daai ou se steaks. Dis nie
nodig om by hom te kuier nie. Is nie nodig om na hom te luister nie. Ons gaan kuier by die vredemakers. Ons sit daar met hulle om 'n tafel. En ons maak vrede. Ons kan sien wat in hierdie wêreld aangaan vandag. Hoeveel vredemakers dink julle sit in die parlement? Ek wil nie eers daai vraag antwoord nie. Hoeveel vredemakers dink julle is daar wat hoog aangestel is in die wêreld? Waar is die vrede? Ewen tussen ons, families beklei met mekaar. Kinders met ouers, ouers met kinders. Dis die vredemakers. En tog sê die woord vir ons, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wil jy nie 'n kind van God genoem word nie? Wil jy nie hê die mense moet sien, jy kyk daarso. Daar's 'n man van God, daar's 'n kind van God, daar's 'n vrou van God. Of wil jy eerder hê die mense moet sê, oef, moenie met daai ou gaan kuier nie, hy's gewelddadig. Sien vriende, weer eens is die keuse by my en by jou. Dis jy wat kan kies wat jy wil doen, hoe jy dit wil doen. Vader gee vir ons riglyne hoe om te leef. Jy kan jou Spreuke gaan lees. Hy gee vir jou hoe om te leef en dan sê hy nogal vir jou daar, wat is die gevolge van jou keuse? Hy leer jou. Al wat ons moet doen is, maak oop jou oë en jou ore. Luister wanneer God praat. Want hier sê hy mos vir ons, salig is die vredemakers. Vriende, dit is so maklik soos die. Jy is nie 'n vredemaker nie. Jy bly mense beroof, maar tog ergens in jou agterkop moet dit vassit dat een of ander tyd gaan jy uitgevang word. Een of ander tyd gaan jy die verkeerde persoon beroof en dan gaan hy vir jou kom. Ergens moet dit agter in jou agterkop vassit. Is dit nou lekker om die hele tyd te loop om jy te kyk, maak die deur eers net so eentjie oop voordat jy die pad vat om ergens heen te gaan? Dan soek jy hele dorpie oor jy skelm is. Dis mos nie lekker nie. Wat 'n lewe het jy dan? Of jy ontvlug nou maar Suid-Afrika en jy gaan ergens anders heen waar niemand jou ken nie. Maar jy vat daai kwaad saam. Jy vat daai skelmheid saam. Jy vat dit alles saam. Jy's nie 'n vredemaker nie. Dit maak nie saak waartoe jy vlug nie. Jy gaan saam met dit. Is dit lekker? Dit kan nie. Wat 'n lewe het jy dan? Maar as jy nou gaan sit by die vredemakers. Jy vermy konflik. En as daar konflik is, het jy mos 'n sagmoedige hart. Jy praat met autoriteit. Want die Heilige Gees praat ons deur jou. Jy kan 'n goeie antwoord gee. Jy kan 'n goeie riglyn gee. Jy kan luister. Ons luister mos met ons ore. En ons vra die Heilige Gees om vir ons die regte woorde te sê, te gee. Ons soek mos versoening. Dit is nie lekker om die hele tyd met haat of onvergifnis in jou hart rond te loop nie. Maak jou siek in elk geval. Gee jou slaaplose nagte. Vat jou eetlus weg. Dit is nie lekker nie. En dit is presies wat die vyand jou wil hê, want as die vyand jou daar kan kry, dan trek jy weg van God af. Dis mos nie waar jy wil wees. Jy sien, ons wil mos God se karakter weerspieël. As jy net weer daaraan dink, dat God sy seun, ek weet ek hamer daarop, maar weet julle vriende, dit is so belangrik. Dat God sy seun gegee het om ons te versoen. God het niks verkeerd gedoen. Is dit nie 'n voorbeeld van 'n vredemaker nie? As ons net so 'n bietjie van daai vrede kan kry. Dink ek hierdie wêreld is 'n ander plek. Maar waar begin dit? Dit begin met ons. Dit begin hier. Dit begin as jy in die winkel in is. Dit begin as jy daar by daai vrou sit wat die tol slaan. Sy het dalk 'n afdag. Sy voel dalk ook nie lekker nie. En almal skree op haar want sy vat so lank om die goed deur te in. Mense raak ongeduldig. Sy's ook 'n mens. Ek het ons laasweek gesê, God het haar gemaak. Ons kan mos nie met dieselfde tong God loof en prys en dan daai vrou uit mekaar gaan vloek en skel nie. Kom ons nie dit doen. Want dan is ons nie vredemakers. Dan soek ons mos nou strooi. Ons soek dit net. Dis mos nie reg nie. Hoe kan ons met dieselfde tong God loof en prys en sy skepping aanval?
Sê reg nie. Maar ons verander dit mos. Ons loop met 'n smile, ons glimlag. Nie stres nie. Vat jou tyd. Chill. Ons het tyd. En dan as klaar betaal sê vir keep on smiling, it suits you. Dan moet jy sien hoe gaan hy smile nog verder. Dit is mos wat ons doen. Ons gee ons komplimente. Al is dit nie eens nodig nie. Ons doen. Ons lig mense op. Dis nie wat ons doen nie. Dis nie wat God wil hê moet ons doen nie. Vredemakers. Ek is seker ons almal wil genoem word kinders van God. Ek meen dit is hoekom ons na sy huis toe kom. Matteus 5 vers 10 sê vir ons: Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Sien, dit is amper presies op dieselfde punt wat ek nou was. As jy reg doen, baie mense wil dit nie meer sien nie. Baie mense wil nie hê jy moet reg doen nie. Ek meen, ons weet almal, hoekom gaan dit altyd so goed met die skelm mense? Ja, hulle het die mooiste karre, mooiste huise, alles. Hoekom floreer hulle so? Hoekom? Maar met ons wat reg doen, ons wat ons belastingfakture reg invul, ons wat vir die regte geld betaal aan wie, ons wat reg lewe, ons kom nie uit nie. Weer eens, ons lewe reg hier. Want ons sal daarvoor vergoed word. Onthou een ding, vriende. Hierdie wêreld is nie ons wêreld nie. Dis nie ons huis nie. Ons gaan dit nie verby. Ons leer eintlik hier hoe om te lewe eendag in die hemel. Want daar gaan mos nie skelm sal wees nie. Daar gaan nie diefstal wees nie, daar gaan nie moord wees nie, daar gaan niks wees nie. Peace wees, vrede en vreugde die heel dag, heel nag. Sien, ons is getrou onder druk. Ons gaan nie forceer word om iemand skade aan te doen of iemand se huis of iets skade aan te doen. Net groepsdruk. Ons ken ons almal daai groepsdruk. Nee. What would Jesus do? Almal dra daai bandjies. What would Jesus do? Sê dit vir jouself in gedagtes, what would Jesus do? Is dit fair? En dan weer eens dan gaan jy terug, onthou nou, God loop saam met jou. En hy vra vir jou, wat gaan jy doen? Gaan jy luister vir die vyand of gaan jy luister vir my? Wat gaan jou keuse wees? Ons maak nie kompromie nie. Ons ja, wat reg is reg. Al het die wêreld wette gemaak. Ons moet nog steeds hy wette volg. Ons moet dit nakom. Want God het dit vir hulle gegee om vir ons te gee. Maar ons weet wat is die verskil tussen skelm wees en eerlik wees. Om te roof of om te vra. Ons weet, want God het vir ons daardie wysheid gegee. Matteus 5 vers 11 sê vir ons, vriende, salig is julle wanneer die mense julle beledig. Dit is presies amper soos wat ek nou net gesê het van, jy word nie meer genooi na parties nie, want jy skyn heilig. Jy doen nie meer wat ons doen, jy vloek nie meer soos ons nie. Vertel nie meer daai veel grappe soos ons nie. So what? Who cares? Ons ware kom ons van God af. Ons soek erkenning by God. Ons lewe vir God. Die aardse goed gaan vinnig verby. Die lewe gaan vinnig verby. 'n oogwink. 'n oogwink. As dit verby. En dan wag jou ewigheid vir jou. Waar gaan jy jou ewigheid deurbring? Jou keuse, soos ek sê, as een van twee plekke. Kies die regte een. Ons kies mos getrouheid. Hoë populariteit. Ek meen as jy kyk na die wêreld weer eens. Al die mense wat so lieflik sing en al die goeders, akteurs en al die. Met wat hulle lately uitkom. Hoe hulle opnames doen. Hoe hulle aantrek. Net om die wêreld deur die wêreld raak gesien te kan word. So mense, dit is scary. Waar's God? Waar's God wat jou die lewe gegee het? Hulle het absoluut teen hom gedraai. Hulle gee nie meer om nie. En ek wonder of hulle regtig weet, daar's een van twee plekke.
En ek wonder of hulle weet hoe lank sy ewigheid. Maar vriende, ons weet mos. Ons God sien wat ons doen. En hy onthou. Sien, dit is nog nie vir een van ons te laat om op die regte pad te stap nie. Dis nie vir een van ons te laat om die saligheidspreker regtig in te neem en daarvolgens te lewe nie. Want Jesus sal die Heilige Gees stuur om in ons te woon, om ons te help, want hy weet ons kan dit nie met ons eie krag regkry. Ons het sy krag en sy hulp nodig. Ons weet mos, soos ek later ook gesê, die hemelse erkenning is ons groter as hierdie aardse applaus. Ons swem ons nie saam in die stroom, ons swem stroom op. Ons loop die moeilike pad, ons loop hy nou pad, want ons weet waar ons op pad is. Oor doel gerig op die Here. Matteus 5 vers 12. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Dis mos waarmee ek begin het. Ons gaan ons daardie loon in die hemel kry. Daar waar God ons ewige krone vir ons gaan gee. Vriende, so, ons belê mos waar dit regtig belangrik is. Ek weet, ons weet dit, want ek is seker ons elkeen kan dit voel. Jy weet as daar 'n situasie oor jou pad kom. Jy weet in jou binneste, jy kan dit hier voel op die krop van jou maag. Ek weet nie, ek het altyd gesê, die Heilige Gees sit hier op die krop van jou maag. En daarvan af sprei uit. Jy weet as jy so snaakse gevoel hier kry, liewet. Dit is mos 'n waarskuwing. Liewet. Jy sal ook daardie gevoel kry of jy sê ja, gaan vir dit. Doen dit. Want jy weet dis die regte ding om te doen. God sien alles. Vriende, wat is ware geluk? Die wêreld sê vir ons meer geld, meer sukses, meer erkenning, meer beheer, meer vriende, groter karre, groter huise, dikker bankrekening, groter beursie. Is dit wat jou gelukkig gaan maak? Wanneer gaan genoeg wees? Wanneer gaan jy tyd hê om regtig die lewe te geniet as jy al daai goed najag? Dit gaan dit jou regtig happy maak. Kyk, ons Here Jesus sê, meer nederigheid, meer reinheid, meer genade en meer afhanklikheid van God. Ons weet mos, as ons in God is ons mos vergenoegd. Ons is tevrede met wat ons het. Ons is happy met wat God ons gee. Hy sal mos vir ons sorg. Vriende, ware geluk word nie nagejaag nie. Jy kan dit nie aanjaag nie. Jy kan dit nie voortgejaag nie. Al lyk dit soos daai mense wat in daai hoë plekke sit, hulle ware geluk het. Hulle het nie. Hulle het 'n leemte. Hulle bly na iets anders streef. Maar ons het ons daardie geluk. Ons het dit ontvang. Want ons het die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees maak ons gelukkig. Ons is vergenoegd. Vriende, die vraag kom by my op, die vraag bly staan, en ons elke een kan dit antwoord. Wil jy werklik gelukkig wees? Do you want to be happy? Really, really happy? Is jy bereid om die soort mens te word wat Jesus geseënd noem? Hier in Matteus 5. Want vriende, ware geluk begin in jou hart. Ware geluk prys en loof ons Here Jesus Christus. Ware geluk weet ons want ons op pad is. Ons is net tydelik hier, maar vir ewig gaan ons na hom toe. En hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat dit is want ons op pad is? Hoe weet ons dat Jesus is wie hy sê hy is? Ek weet die Bybel is vol daarvan. Want ons glo in hom, ons glo in sy woord en ons glo hy sal nie jok nie. En weer eens, vriende,
Dink vir jouself, môre lê vir jou 'n doodsvonnis voor. Die grootste dag van jou lewe. Die grootste, die moeilikste. Jy sit by die huis, jy sweet al van vrees. Jy het al hoeveel pille gedrink net om te kalmeer. Maar dit werk nie. Môre lê vir jou voor. Gaan jy kan, soos ons Here Jesus Christus, hierdie pragtige ding vir ons los, sodat ons kan weet, hy kom terug. Hy kom terug. Vriende, Jesus Christus sê vir ons in Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle. En dit is Jesus se eie woorde. Die aand voor hy gekruisig word, hy het presies geweet wat vir hom voor lê. Presies. En hy het nog steeds die vir ons gelos. Dis hoekom ek nou gevra het, sal jy ooit kan dink aan iets as daardie, if something is coming for you tomorrow and you don't know how to handle it. Maar ons Here Jesus het ons gelos. Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel af neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, ons praat hier van die nagmaal. So om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. In 1 Korintiërs 11 vers 27 waarsku dit vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, ek gaan nou so 'n minuut gee, as daar iets is tussen jou en iemand, om het gou met Vader reg te maak, sodat daardie vloek nie oor jou kom nie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en geneem en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker na danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink. Dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Hy kom terug, vriende. Vriende, mag God vandag ons God wees met mag en mag sy lojaliteit, liefde ons lei in lojaliteit, gehoorsaamheid
aan die eer van sy naam. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Yahweh, Here onse God, Vader, baie dankie vir die woord wat U met ons kom spreek het. Here, dankie dat ons kon luister. Dankie, Here, dat U dit in ons harte kom sit het. Here, dankie dat ons kan weet dat ons salig kan voortleef. Want U is met ons, U is by ons, U help ons, U is ons beskermer. En God, daar is geen ander soos U nie. Geen. Liefdevolle Vader, ons loof U, ons prys U. Die diepte van ons hart sê ons dankie. Dankie, Here Jesus, dat U U lewe vir ons geoffer het, sodat ons kan lewe. Help ons om regtig so te leef, dat U lig helder in ons sal brand, dat die mense om ons dit sal sien, en ja, Vader, dat ons so aansteeklik sal wees, om U lig oral te laat skyn. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. My God, ook hierdie briefie wat hier voor my neergesit is, Vader, vra ek, tussen U en die skrywer dat nou ook afgehandel is, dat dit is soos dit sal wees. My God, dankie dat ons lewens in U hande is. Dankie, Here, dat U vir ons 'n verlossingsplan gehad het, en ons steeds het. Laat die wat moet omdraai, die wat op ons knie moet val, laat ons dit doen, voordat dit te laat is. Want U, Here Jesus, is op pad terug. Dankie, ek loof U, en ek prys U daarvoor. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. Gaan in vrede. Thing about mom's touch. It makes cough, headache, and blocked nose go poof. It's more than just my touch. It's Vicks VapoRub. It relieves nasal congestion, cough, body ache, headache, and muscle stiffness for a good night's sleep. Vicks VapoRub. Ja, sê, dit is nou die laaste trein. Wat as vandag jou laaste trein is huis toe? Dis maklik om te sê, môre is nog 'n dag.